Ja, kyk op die einde van die dag, ek dink die groot vraag wat 'n mens hierso jouself moet vra is waarom sou Paulus in al sy briewe, as ons nou hermeneuties hieroor begin dink, en jy weet dat jy skrif met skrif moet vergelyk en jy moet gaan kyk na dieselfde skrywer se gebruik van die woorde en so voort. So weet ons Paulus het baie geskryf oor die Heilige Gees. Ja, en hy sê ek skaam my nie vir die evangelie nie. Presies so, nou gaan lees jy in al sy briewe en nêrens het hy ooit gevoel hy het nodig om geheimsinnig te praat oor die Heilige Gees of die kerk nie, want daar word gesê omdat hy is en 'n wat is, dat dit is die kerk en die Heilige Gees nou saam. Ja. Weet so, ek het begrip vir die gedagte en ons kan bietjie daaroor gesels, maar die vraag is Hoekom sou hy ewe skielik geheimsinnig as hy in al sy skrewe waar hy oor die liggaam van Christus, die kerk en die Heilige Gees skryf of praat, is hy absoluut openbloot blaatant daaroor. Hy het hom nie geskroom vir die kragwerking van die Heilige Gees nie. Glad nie. Nou hoekom dan sou hy alleenlik in 2 Tessalonisense, wanneer hy oor daai aspek gesels, sou hy nou ewe skielik skroom om openbloot blaatant te wees daaroor. Dit is nie in sy karakter van sy skrywe nie. Ja, Rudolf, so wat ons nou eintlik op neerkom, is dat Paulus het 'n spesifieke skryfstyl aangaande die Heilige Gees. Ons praat nou spesifiek van wanneer hy skryf oor die Heilige. Kyk, ons is nou besig met hermeneutiek en ons gaan kyk na die skrywer, sy karakter op sy skrywe, op die subject waarop hy skryf, en ons gaan kyk nou wanneer hy skryf oor die liggaam van Christus, die kerk van God, en wanneer hy praat van die Heilige Gees en die kragwerking van die Heilige Gees, dan is hy eintlik baie in diepte direk oor die uitwerking van die krag van die Heilige Gees, oor sy karakter, oor wie hy is en oor die kerk. Hy skroom hom nie om openlik en in diepte daarin te wees nie. Ja, en nou as jy nou regtig jou die vraag meer gewig wil gee, in dieselfde hoofstuk waar daar geleer word dat die teehouer is die Heilige Gees in die kerk en Paulus wil om een of ander rede nie daaroor gepraat het nie, of dit so direk genoem het nie, kom hy hierso aan die einde en hy sê vir die gemeente, hy sê, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die Gees. So waarom sal hy in dieselfde hoofstuk prons uitpraat oor die Heilige Gees, maar net 'n paar verse vooraf sal hy dit nie doen nie? Ja. So ons is nou besig om met die letterlike en die grammatiese deel van die interpretasie metode te handhaaf op die oomblik. Ek wil dit net staaf sodat ons net 'n duidelikheid kan kry op watter aspekte van die in konteks, kontekstuele, Ja, konteks in die sin van dit is dieselfde skrywer. Ja, en ons kyk ook in konteks van hoe skryf hy aangaande watse afdeling, watse subject. Maar ons is besig met die grammatika in die kyk wanneer hy praat oor die Heilige Gees, doen hy dit grammaties prontuit of gebruik hy skuilskryfstyl om weg te steek waarvan hy praat, maar eintlik dit te probeer uitbeeld. En aangaande die Heilige Gees, die letterlike skrywe van wanneer hy die Heilige Gees beskryf in sy skrywe, het ons nêrens gevind, glad nie, dat hy skroom of dat hy skuil agter sy skrywe om spreekwoordelik van die Heilige Gees te praat nie. Ja, so nou vra jouself die vraag, waar gaan 'n mens die antwoord kry? Waar gaan jy die antwoord kry vir hierdie verskynsel? Ek meen, as jy konteks dit kos nou soek nie. Ja, en dit bring jou by 'n ander afdeling van die hermeneutiese beginsels en die beproefde reëls. En daar, vir my, daar mag tog meer wees, maar vir my gaan dit dan oor historie. Ja. Wat sê die geskiedenis oor hierdie? Enige geskiedkundige feite wat daar is, of het nou binne die konteks is, en of het nou buite bietjie later in die konteks is, en dan ook kommentaar. Jy weet, ons word geleer in hermeneutiek, dat jy moet kontroleer. Wanneer jy tot 'n gevolgtrekking gekom het, stem dit werklik ooreen met ander betroubare bronne. Nou is dit baie contradicting, want nou sit jy met al die bronne daar buite,
en almal sê verskillende goeters. Maar dis waar die werk vir my- begin, Rudolf. Ekskuus, ons gaan nou weer oor 10 minute moet inkom, maar dis fyn. Weer wil ek vra asseblief, as daar 'n boffin daar buite is wat sagte ware ken. Ons het 'n sagte ware nodig wat werk, wat ons actually kan record, maar ons sal dit uitstryk. So, nou begin die werk, Rudolf, want nou moet ons elke bron ook hermeneuties volgens die Bybel weeg. Want onthou nou, ons hoofautoriteit is die skrif. Kyk, you can narrow it down. Jy kan dadelik gaan na betroubare bronne, so naas moontlik aan die tyd wat hierdie geskrif van Paulus geskryf is byvoorbeeld. Ja. En jy kan Ons gaan kyk nou wat na die- om en wat by die- 70, nee. Ja, jawel, vanaf 50, ek dink dit is iewers in die 50s wat hierdie brief geskryf is, en dan van daaraf aan in die vroeë kerk. Ek meen, wie in die vroeë kerk het nog geskryf oor die briewe wat geskryf is? Wie? Vra jy my? Ja, ek vra O, jou. praat jy nou van Irenaeus en van die vroeë kerkvaders. Ons gaan terug na die vroeë kerkvaders toe, wat dan ook direkte geestelike afstammelinge is van die apostels, wat die leringe by die apostels gekry het. So as ons gaan kyk na die mees akkuraatste kommentaar wat ons kan kry, is so vroeg moontlik na die apostels. En dan gaan ons reguit kerkvaders toe, ja. Dan gaan jy reguit kerkvaders toe, want hulle het oor die briewe geskryf en oor die profete en die Bybel geskryf. Hulle het kommentaar gelewer. Dis kom ek gesê het, die afdeling van kommentaar. So kom ons gaan kontroleer, wat het hulle kommentaar gesê oor hierdie briewe, en hoekom kan hulle kommentaar as gesaghebend en baie akkuraat beskou word, veral as hulle so na aan die apostels was. Wel, in die eerste plek maak dit sin om by hulle te gaan soek, want hulle was by die apostels se voete. Hulle was by die apostels se voete, maar die kerk van Tessalonisense, die gelowiges in Tessalonika, het geweet. En Paulus sê dit. Wat nie kan weet uit die skrif nie. Want Paulus sê, ek het julle gesê toe ek by julle was. Ja. Julle hoef nie te raai nie, julle weet van wie ek praat. Julle weet van wie en van wat ek praat. Ja. Maar nou hoop ons dat met apostoliese oorlewering, dat 'n mens dalk 'n antwoord by die vroeë kerkvaders kan kry. Ja. Jy weet, so ons skiep nou die kommentaar, die afgelope 100, 2, 3, 4, 500, 600 jaar se kommentaar, waarin al die verskillende sienings kom en 'n mens se kop die mekaar. And we go to the source. En jy gaan terug na die naaste wat jy kan gaan. Ja. En dan kan 'n mens begin sê, okay, weet jy wat, die skrif self sê nou nie vir my nie, so dis onduidelik. Maar as ek onbetwisbare feite kan kry uit betroubare bronne, dan kan ek mos weet. En as ek weet, dan kan ek van daar af gaan. Dan kan ek 'n leerstelling bou, en dis waar ek net gou nog 'n kommentaar wil lewer daarop. Al 2 of 3 of 4 of 5 of 80 sienings wat daar is daar buite, het almal na die vroeë kerkvaders toe gegaan. En gesê, die kerkvaders of die kerkvaderbronne sê, dit is die Heilige Gees in die kerk. Die kerkvaderbronne sê, dit is die Romeinse keisermag. Die kerk, so nou moet 'n mens daai werk gaan doen waarvan jy praat. Ja, goed, nou kos dit werk. Jy sê die kerkvaders sê, kom ons kyk, wat sê die kerkvaders dan nou regtig? En dis waar dit inkom. Jy weet, die werk, die moeite. So Rudolf, ek dink ons moet dan nou van hier af, ek en jy moet dan nou maar daai werk doen hier op die skerms en dit deeglik doen, sodat ons tot op sodat ons het 6 minute oor op die recording, sodat ons tot op 'n konklusie kan kom en dan die hermeneutiek as voorbeeld gebruik vir die kykers, sodat hulle kan sien hoe ons te werk gaan om by ons uiteindelike vindinge te kom en te kan sê, maar hoorie, dit is wat die skrif vir ons sê. Ja, 100%. En soos wat ons hierdie goedjies gaan deurdraf, sal baie elemente en aspekte van die beproefde metode en hermeneutiek betrokke raak. Nie alles nie. Ja. En ek wil ook daarby sê, weer eens, ek of jy claim infallibility nie. Infallibility, nee, glad nie.
Ons gebruik eenvoudig net hierdie maatstaf tot die beste van ons vermoë, soos wat die Heilige Gees lei, en so ver as wat inligting tot ons beskikking is, om so na as moontlik te kom aan om die onduidelikheid uit die weg te ruim. Ja. My broeder, ons is besig om te gesels oor, jy weet, die 2 Thessalonicense 2, die voorverdrukkingswegraping wat praat oor dis die Heilige Gees wat jy weet die teehouer is, en ons is besig met die interpretasiemetode wat sê die letterlik histories grammatiese interpretasiemetode om te sien of dit wel die waarheid is. En ons het aanspraak gemaak daarop dat ons gaan kyk na wat die kerkvaders gesê het. Nou, ek weet dat baie mense sal nou sê, maar julle moet eintlik nou maar uit die Bybel uit vir ons bewys dat, jy weet, dis nou nie die waarheid nie, ons moet in die konteks van die Bybel kan praat, en dat jy weet, hoe die kerkvaders, maar nou, hoe gaan ons maak om die twee nou by mekaar uit te bring? Ja, kyk, ek weet daar is daai gedagte dat as jy uit kommentare begin uitpraat, dan sê mense dat dit is beter om uit die skrif uit vir iemand te wys, want almal moet altyd na die skrif toe gaan. Nou, ek stem heel hartig saam met die gedagte, want ek wil nie my lering en my lewe bou op grond van wat anders sê nie, maar kyk, wanneer jy nou mense se kommentare gaan kyk uit raad van die saak, moet jy eers na hulle gaan kyk om te kan bepaal of hulle skriftuurlik is of nie. En wanneer jy na die vroeë kerkvaders gaan kyk, dan sien jy ook, wel, hulle praat actually uit die skrif uit. Hulle gaan terug na die skrif toe. Ja. En daar binne vind 'n mens baie keer ook jou konteks vir sekere dinge wat jy dan nou kan opstaan. So ons praat eintlik van mense wat by die apostels se voete gesit is, op wie se skouers die verantwoordelikheid gelê het om die kerk van Christus te bevorder en te bou. So dis nie net sommer enige mense wie se kommentaar, ons het nou nie jy weet, die Jan Rapp en sy maat wat hier onder op die hoek staan gaan vra vir hulle opinie nie. Nee, as ons nou sê, ons praat uit die kerkvaders uit, dan wil ek net graag net gou die paar name noem, as jy nie so omgee nie, van die mense wat actually iets te sê gehad het oor die kronologiese program van profesie en die voorverdrukking wegraping gedagtes. Alles wat te doen het met dit, vind ons binne in dit wat hulle gesê het. Ons praat van Justin Martyr van 100 tot 165 na Christus. Ons praat van Saint Irenaeus of Lyons. Ons praat van, ek scroll net gou af, Tertullian, 2de tot die 3de century. Tertullian, ja. Tertullian. Hippolytus. Ons praat van Saint Cyprian of Carthage. Ons praat van Lactantius. Ons praat van Cyril of Jerusalem. En ons praat van John Chrysostom. En die lys gaan aan. Ons praat van Saint Jerome. En dan eintlik praat ons van Augustinus van Hippo. Jy weet, so dit is net tot omtrent die 5de eeu se prominente kerkvaders wat genoem is nou. Ja, maar Rudolf, ek wil nou 'n vraag vra, ekskuus, dat ek jou nie rede val, maar ek wil net aanlas by jou gedagte. Is die dan nie die manne uit wie se skrywe uit daar uit kweekskole leraars opgerig word nie? Ja. So wanneer daar nou gesê word, maar ons kan nie regtig uit hulle kommentare uitpraat nie, ons moet nou in die Bybel bly, dan moet ons ook hulle kommentare uit die kweekskole van die leraars uithaal, wat nie gaan gebeur nie. Ja, dis hoekom dit wat die kerkvaders skryf, dit moet 'n mens terugvat skrif toe en sê, maar is dit wat hulle sê werklik in die skrif? Is dit daar, kan dit gevind word? Ja. En dit is elkeen se verantwoordelikheid, ongeag hoe naby hulle aan die apostels is, moet 'n ou sê, weet jy wat, okay, kom ons kyk of dit akkuraat is of nie. Praat hulle ook uit die skrif uit? Ja, maar ek stem saam met jou. 'n Mens vat nie net dit wat die kerkvaders skryf, en omdat dit inpas by dit wat jy wil glo, nou sê dit is so nie. Jy doen nie dit. Nee. En ek moet eerlik wees met jou, daar is 'n geleentheid in die geskiedenis wat ek raak sien dat dit gedoen is. Maar in ons geval nou wil ek nie dit doen nie. Nee. Ek wil nie teruggaan na die kerkvaders toe en sê, kyk, ons het nou dit en dit gevind en net omdat ons wil hê dit moet so wees, nou gaan ek daarby staan nie. Nee, ons oorweeg albei aspekte. Ja. Because no man is infallible.
Yes, wat het die vroeë kerkvaders gesê oor die feit dat die teehouer die Heilige Gees in die kerk is wat weggevoer moet word, teenoor wat het die vroeë kerkvaders gesê dat dit iets anders te dalk is. Ja, maar dan het ons ook die reformatie en ons het die manne wat in die vuur verbrand is vir dit wat hulle geglo het en ons het ook hulle skrywe wat ons dan kan ook meet volgens die kerkvaders in die skrif om te kyk of ons op 'n gelyk kan kom. Ok, jy is helemaal reg as jy dit sê. Kan ek vir jou aanhaling gee van een van die hervormers? Asseblief. Ek so bly jy dit opgebring. Ons praat nou van Grattan Guinness, Ja. nee? Grattan Guinness, Harder en Stoughton, 1887, page 194. Hoor wat sê. As to the let, or hindrance to the manifestation of the man of sin, referred to in 2 Thessalonians 2. Mr. Eliot says, now this E.B. Eliot, Ja. we have the consenting testimony. Hoor mooi sy woorde. We have the consenting testimony ons of stem the saam. early fathers. Ja, from Irenaeus, the disciple of St. John, down to Chrysostom and Jerome, to the effect that it was understood to be the imperial power ruling and residing at Rome. Okay. Ray Apocalypte, dis waar het hy gehaal is, en dit is volume 3, bladsy 92, maar Grattan Guinness haal dit ook aan in Romanism and the Reformation, ja. bladsy 194. So as ek jou nou reg verstaan, dan sê jy nou eintlik dat Grattan Guinness sê, dat E.B. Eliot sê, dat ons almal stem saam, including die kerkvaders, dat die teehouer eintlik die imperial authority and rulership of the Roman Empire is. Net so, dis basies wat hulle sê. Nou Rudolf, hoe sou ons dan nou in die skrif te werk gaan om 'n bewys te kry dat dit dalk net so mag wees? Want kyk, ons het nou nog nie vasgemaak net omdat hulle so sê nie. Nee, ons kan nie. Ons moet iets in die skrif kry wat vir ons volgens die hermeneutiese of beginsels kan sê dat dit is inderdaad akkuraat. Ja. Okay. So nou moet ons nou weer teruggaan na daai 5 vragies toe wat ek my seuns leer. Jy weet, who, what, when, where and why. Who's speaking? Paul is speaking. What is Paul speaking about? Paul is speaking about something that is standing in the way for the revealing of the Antichrist to go forth in his evil reign. Right? Who, what, when? We're speaking, well, just after die opvaarding van Christus Jesus in die tyd van Paulus. Jy weet, en Yes, yeah. Yeah, and he's speaking to the Thessalonians, so we know to prepare them and to remind them of something that he's already told them while he was with them. Right? So we have the who, we have the what, we have the when, we have the why. Now we must look at the where. Where was Paul at the time when he was speaking to the Thessalonians? Where did he find himself? He found himself under the imperial rule of Rome. Ja, so dit sluit aan by die tydsaspek, jy weet. In watter tydperk Paulus homself bevind? Onder wie se regering was hy gewees? Ja. Ja. So Paulus vind homself, die kerk, die niet gevonde kerk van Christus Jesus, vind homself onder die imperial rule of Rome. Reg. En Paulus sê vir die Thessalonicense, hy sê, hoorie, maar ek het toe ek by julle was, het ek julle gesê wie dit is. Nou, as ons dit nou opweeg met hoe Paulus skryf oor die Heilige Gees, wanneer hy skryf oor die Heilige Gees, teenoor die geheimsinnigheid wat hy gebruik wanneer hy die spesifieke entiteit noem, en dan bietjie verder in die hoofstuk ook praat hy van die Heilige Gees blaatant, dan maak dit nie vir my sin, dat hy van die Heilige Gees praat nie, maar as Paulus nou, kyk, hy praat nou van die wegruim, nie? Hy praat nou van uit die wegruim, en as ek nou sê, maar hoorie Rolf, jy moet uit die weg geruim word, dan kan het amper voorkom asof ek jou threaten. Nee? Ja. Dit kan voorkom asof ek jou, of ek aanvallend teenoor jou is, en conspire teenoor jou, om jou weg te vat uit die pad uit. So, ja, kyk, as ek dit sou lees, dan sou ek gevoel het, dis nou nie bekend hoe jy my uit die weg wil ruim nie, maar, as jy my uit die weg wil ruim en ek is 'n imperial power,
dan voel ek getreten. So, en wat sou nou die nagevolg gewees het van Paulus wat nou daar skryf, maar hoor die Rome gaan uit die weg geruim word? Wel, ek dink dit sou 'n onnodige teiken op hom en op die kerk geplaas het. Absoluut, so as enige iemand, en ons weet, met die reign of Rome, I mean, if we think about, now we're going into the historical part, we're going into the history of Rome, and you look at the way that Rome ruled, if you even as much as sneezed towards Caesar, you died. You know what I mean? There was no room for placing threats on Rome. That would have been imminent death. Same time. Ja. You know what I mean? And that on writing, on paper. Yes. Wow. Ek dink selfs net aan ons Here Jesus Christus se tyd. Toe hy aangekla is, vals beskuldig is. Hulle het probeer om hom aan te kla met die feit dat hy gesê het hy's 'n koning. Exactly. You know, so now he's taking... Hy het hom in die moeilikheid probeer bring deurdat hy gesê het hy's 'n koning. Ja, jy sien. En die probleem was is dat Paulus het klaar met die Thessalonicense in persoon gesels daaroor. Want hy maak aanspraak daarop. Hy sê toe ek by julle was, het ek julle mos gesê. En hy herinner hulle op skrif. Ja, en hy herinner hulle op skrif. Nou 'n brief moes gestuur gewees het. Nee, want ons het nie e-mail gehad in Paulus se tyd nie. Ja, daar sien 'n iMac of 'n Lenovo laptop wat Paulus het gou 'n e-mail kontak vir die Efesiërs. Nee, hy moes dit met 'n boodskapper stuur. Hy moes die brief, die dokument self stuur, wat beteken, en langs die pad, ons moet nou gaan kyk na die instansie van Rome, dit was nie ongehoord daarvan, dat Roomse soldate mense langs die pad gestop en hulle goede deurgekyk het nie. Presies, ja. Jy weet, so daar was baie elemente wat 'n mens dan in ag moet neem, en as so 'n brief, wat Paulus vir die Thessalonicense skryf, en daar staan dat Rome uit die weg geruim gaan word, en dit word geannexeer, en dit kom by die keizer uit, dan sou dit baie maklik vir die keizer gewees om aanstoot te neem, om te dink, maar hoorie, so die mense beplan teen my oorlog. Hulle wil die Roomse keizerryk uit die weg ruim, en die enigste way wat Rome gedink het, was geweld. Ja, en ek stem 100% met jou saam, daai historiese feit is daar, en dit is hoe dit gewerk het, en dis die konteks waar binne Paulus hierdie ding geskryf het, en dit verklaar vir ons eintlik baie mooi hoekom dit so geheimsinnig is, soos wat jy reg sê. Maar weet jy, as ons nou net ook nou bietjie na die kommentaar gaan kyk wat daar geskryf is in die kerkvaders byvoorbeeld, dan vind ons 'n baie interessante bevestiging van wat ons nou sê. Want as jy gaan kyk na Saint John Chrysostom, wat in 347 tot 407 die dokter van die kerk was, en ek dink is homilie number 4, waar hy praat oor 2 Thessalonicense 2 vers 6 en 7. Kan ek dit maar vir jou lees? Ja, asseblief. Hy sê, one may naturally inquire, nou hierdie mag dalk 'n lang aanhaling wees, maar ek gaan dit lees. Ja, asseblief. One may naturally inquire, what is that which withholdeth? Hulle Engels was baie interessant destyds. Ek bedoel, hulle taal gebruik. Dit was nie Engels nie. And after that would know why Paul expresses it so obscurely. So hier kom Chrysostom, hier naby die 400s, en hy sê, wel, ek het 'n antwoord vir julle, hoekom hy dit so geheimsinnig gestel het. Kom ons gaan aan. Hy sê, what then is it that withholdeth, that is hindereth him from being revealed? Some indeed say the grace of the Spirit, but others the Roman Empire. So hier vind ons al reeds so vroeg as toe, dat daar 'n siening was, van dat dit iets te doen het met die Heilige Gees, en spesifiek hierso sê oor die gawes van die Gees, the graces of the grace of the Spirit. Ja, the but gifts. Others, yes, the gifts, but others the Roman Empire. Wow. Nou kom ons kyk wat sê hy verder. To whom I most of all accede. So hy sê hierso, the Roman Empire is die opsie wat hy heel hartig ondersteun. Ja, nou sê hy, wherefore, hoekom? Because if he meant, this Paulus, if he meant to say the Spirit, he would not have spoken obscurely, but plainly, that even now the grace of the Spirit, that is the gifts, withhold him, and otherwise he ought now to have come, if he was about to come when the gifts ceased, for they have long since ceased. So in hulle tyd het hulle apostoliese gawes van die Gees het hulle ervaar,
daar's iets van die gawes wat al reeds opgehou het. So hy reken omdat daai gawes van die apostels, die leiers van die kerk, die hoofmanne van die kerk al reeds, ek wil sê, tot stilte gekom het, maak dit nie vir hom sin dat dit kan wees nie, want waar is daai kragtige werking wat dan nodig is om dit? Maar in elk geval, dis my afleiding, net so vinnig. Hy gaan verder. Hy sê, but because he said this of the Roman Empire, hoor, hy twyfel nie. Because he said this of the Roman Empire, he naturally glanced at it and speaks covertly and darkly, for he did not wish to bring upon himself superfluous enmities, onnodige calamities, sou ek sê, and useless dangers. In ander woorde, hy wou nie homself en die kerk se vooruitgang in Christus belemmer deur 'n onwyse besluit te maak en 'n uitlating te maak wat onnodig die aandag van die Romeinse keisermag kan trek nie. Nou, terwyl Paulus ook 'n Romeinse burger was en baie goed verstaan het hoe werk Rome, maak hierdie goed absoluut sin. Ja, die wysheid, kyk ek meen Paulus het in die Romeinse legal system en in sy weermagsysteem was hy baie goed geletter gewees. Korrek. Nou gaan Chrysostom gaan aan, and he did not say that it will be quickly, although he is always saying it, but what? That he may be revealed in his own season. He says, for the mystery of lawlessness doth already work. He speaks here of Nero as if he were the type of Antichrist, for he too wishes to be taught a God. So nou brei 'n bietjie uit daaroor. And he has well said the mystery, that is, it worketh not openly as the other, nor without shame. For if there was found a man before that time, he means, who was not much behind Antichrist in wickedness, what wonder if there shall now be one. Ons gaan nie oor daai baie uitbrei nie, maar in elk geval, but he did not always wish to point him out plainly, and this not from cowardice, but instructing us not to bring upon ourselves unnecessary enmities. En ek dink dis baie wys, want daar's vervolginge wat kom, wat jy nie gaan soek het, jy het nie moeilikheid gaan soek nie. Nou sê die man nie so, dit was wys gewees wat die Gees hom gelei het om te skryf, om nie onnodige calamities of vyandigheid teenoor die kerk te skep nie. Okay, hy says, but instructing us not to bring upon ourselves unnecessary enmities, when there is nothing to call for it. So indeed, he also says here, only there is one that restraineth now until he be taken out of the way. That is, when the Roman Empire is taken out of the way, then he shall come. And naturally, for as long as the fear of this empire lasts, no one will willingly exit himself, but when that is dissolved, he will attack the anarchy and endeavor to seize upon the government both of man and of God. For as the kingdoms before this were destroyed, for example, that of the Medes by the Babylonians, that of the Babylonians by the Persians, that of the Persians by the Macedonians, that of the Macedonians by the Romans, so will this, that's the Roman Empire, so will this empire also be by Antichrist, and he by Christ. And it will no longer withhold. And these things Daniel delivered to us with great clearness. Wow! 'n wonderlike aanhaling van die vroeë kerkvader wat bevestig het wat ons so net uit die skrif, die konteks uit bevestig het en vir ons sê, waar het hy dit gekry? Hy het dit in Daniel gekry. Ja, maar Rudolf, dit los ons nou met 'n vraag. Nee? Die hermeneutiek bring nou 'n vraag op, want ons praat nou van die verskyning van Antichrist. Nee? En die voorverdrukkingswegraping stelling sê dat die kerk moet uit die weg geruim word voordat Antichrist gereveal word. Maar as ons dan nou sê, maar dis nie eintlik die kerk en die Heilige Gees nie. Dit was Rome, dan weet ons Rome het klaar geval. Wat beteken dan moes daar na die val van Rome Antichrist opgestaan het? Okay, nou kom terug na die wat ek nou net gesê het, want die vraag mag dalk opkom en ons gaan nou oor daai praat wat jy nou genoem het. Hoekom kon John Chrysostom dit dan so vry uitgesê het, maar nie Paulus nie?
En die antwoord daarop is eenvoudig. Teen 407, teen 347 tot 407, nê, was die kerk wat? Wel, hulle was vry, hulle was klaar deur. Hulle was 'n staatskerk, hulle was vry van verdrukking, die edikte was ingegee dat die kerk nie meer vervolg moet word nie. Ja. So in ander woorde, nou praat ons van na Konstantin. Konstantin het nou die kerke vryheid gegee om te kan bestaan en die kerk en die kerk en die staat is half in 'n verhouding met mekaar en die feit dat die kerk nie vervolg is nie, het dan nou vir Konstantin ook politiese bate gehad en uit dit uit was daar 'n vryheid van sprake. Maar ek dink nie hy het verwag dat die kerkvaders of die skrywe later in tyd eintlik dan teen Rome sou draai nie. Ek dink nie uit die staanspoor uit van keiser Mag het Konstantin verwag dat daar 'n opstand sal wees nie. Veral nie uit die kerk uit nie. Ja, maar kan jy verduidelik wat jy bedoel met opstand? Want ek dink nie die kerk was in opstand. Nee, ek bedoel as ons nou kyk, jy vra ons nou in konteks van die skrywe, hoekom sou dit moontlik gewees het dan vir later skrywers om nog steeds onder Rome te kan skryf teen Rome in openlikheid? En Paulus moes in skynskrywe wees wanneer hy praat. En nou praat ons nou van die vervolging, maar ek dink die vryheid wat na die kerk toe gekom het die Romeinse Mag veral Konstantin nie verwag dat daar teenskrywe teen Rome sou wees nie, want die kerk en die staat was ons nou in 'n tipe van 'n verhouding gewees. Ja, nog 'n element hoekom dit nie dopgehou sou word. Yes, so op die einde van die dag, daai vryheid is dan natuurlik in sekere manne se harte deur die Heilige Gees gewerk om die waarheid nog steeds na vore te bring. Dat sê, net so. Ja. En weet jy wat, so dit antwoord, dit kom terug op dit wat jy gesê het van die openbaring van die Antichrist. Paulus kon dit nie skryf nie, want dit was 'n suiwer eyster tydperk gewees. Ja. En dit bring ons nou 'n bietjie by Daniel, soos wat hierdie Christos man gesê het. Dit bring ons nou by Daniel. Ons kom agter nou, hierdie inligting gee vir ons bietjie meer leidrade oor die konteks van 2 Tessalonisense 2. Ja. Dat dit is profetiese geskrifte van waaruit Paulus gewerk het. Ja. Dit is in die tyd van Rome wat hy die brief geskryf het. Dis in die lig of met die oog op wat in die profesie van Daniel nog sou kom. Ja. Jy weet, so Paulus het iets verstaan vanuit hierdie profetiese geskrifte. Die vroeë kerkvaders het met oorlewering iets verstaan vanuit die profetiese geskrifte en al die name wat ek genoem het nou vroeër skryf daaroor. Ja. En hulle is almal met eens dat dit is uit Daniel 2 en Daniel 7 waaruit daai 2 Tessalonisense 2 gedagte van. En dit sal eintlik meer as 'n jaar vat om al daai geskrifte te lees, Rudolf. Weet jy, daar is so baie skrywe daaroor dat dit 'n ongelooflike hoeveelheid tyd sal vat om, ek meen as ek gaan kyk waar ek, weet jy wat nee, ek is nog steeds besig met Mulder Aubigné's History of the Reformation of the 16th Century. En ek meen, man, die inligting in daai skrywe is monumentaal. Dit is massive. Die hoeveelheid informasie wat daarbinne is. En hy skryf ook, ek meen, hy gee die geskiedenis van die terugdraai na die wyse van Daniel. Ek wil nou nie te ver vooruit hardloop nie, maar hy die hele ordentlike uitleg in geskiedenis. Maar kyk, as ons kyk na die voorvaders, ons kyk na Paulus se skrywer, dan skryf hulle nog vorentoe. Ja. Precies. So vir hulle sou 'n toekomstige antichrist geoorloof gewees het. Ja, dis wat ek nou net vir jou wou gesê het, ek het nou so 'n bietjie daartoe geskrol. Eerstens, ja, dis baie werk om deur te gaan, maar daar is manne wat dit al reeds gedoen het. En die snippets is vir jou uitgehaal om bietjie meer uit te brei oor hoekom hierdie twee verskillende sienings is. Jy het manne wat hierdie geskrifte van die kerkvaders gegaan het en hulle het gedeeltes gaan uithol, hoekom hulle sê daar 'n voorverdrukkingswegraping geglo was in hulle tyd, en so ook vir die siening van die Romeinse keizermag dat dit die teoor is en sovoorts. Maar as ek net vinnig vir jou 'n opsommingkie kan lees oor al hierdie manne wat ek vroeër genoem het, wat jy uit hulle uithaal wanneer jy hulle goedjies lees wat gaan oor die teoor en oor Daniel en oor die futuristiese aspek van die antichrist. As jy
hierdie manne wat ek gelees het, se name wat ek gelees het, as jy hulle goedjies gaan deurwerk, dan kom jy op die volgende tydlyn af, en gedagtes wat eenvormig was van die 1ste eeu af tot die 5de, 6de eeu. So as jy reg, kan ek vir jou lees. Gooi. So, ek gaan dit nou maar in Engels lees, want omdat my navorsing in Engels was, het ek nou maar Engelse kommentaar geskryf. Maar goed, number 1, Roman Caesar power will fall. Dit was die eenvormige siening. Roman Caesar power will fall. And that is seen in the mixing of iron and clay of Daniel 2 image. So as jy gaan kyk daar in Daniel 2 se beeld, dan het jy mos nou die verskillende elemente. Jy het goud, silwer, koper en dan het jy wat sê daar, yster en dan yster en klei, ja. Ja, by die voet het jy yster en klei. En as jy nou hierdie manne so goed gaan lees, dan kom jy agter die teehouer het hulle in verband gebring met daai oorskakeling van die yster wat suiwer Rome was, waaronder Paulus en die Thessalonicense sorteer het, en dat daar iewerste van Paulus se tyd af 'n verandering moes kom in wêreldmag. Dis reg, ja. Waar nie net Rome nie, maar ook ander regerende elemente wêreldmag sou deel. En dit sou uitloop op 10 tone. Dis reg, ja. So die voete het 10 tone en daai 10 tone beteken elke een iets. Daar sê. So nou kom ons by die tweede ding. So as jy daai kerkvader so goed gaan lees, kry jy daai eerste aspek. Dan kry jy die tweede aspek. 10 kings with their kingdoms shall then form. Dis wat jy nou net gesê het. 10 toes and the 10 horns of Daniel 2. Of Daniel 7. So 10 toes of Daniel 2 and 10 horns of Daniel 7. Number 3. 3 then shall be subdued as the Antichrist king rises to power. So hulle het hierdie horinkie gesien as die Antichrist king that shall rise. Little horn starts small. En dan nummer 4. The expected reign of Antichrist was then expected to be a literal 3.5 years. So hulle het nog steeds die times and half time gesien as 'n letterlike instansie. As letterlik 3.5 jaar. En dan volgende sien ons, Antichrist shall then be destroyed by the advent of Christ. En dan sien ons the end of the world, which is Christ's advent. So hulle het hierdie tipe van tydlyn in hulle dag al reeds geglo en verwag. So Rudolf, ek wil net op daai noot stil staan asseblief. The advent of Christ. I want to stand still. Ja, die oorfone maak juk nie. Kry jou broeder. So hier's dit nou nie. Ja. As ons kyk, ons gaan nou, ek dink in die volgende video sal ons begin met Daniel 2 en dan kyk ons na die geskiedenis van Daniel se profesie. En ons is baie bevoorreg om te kan terugkyk. Baie bevoorreg, maar ons sal nog daaroor praat. Maar wat ek wil praat is, ons sien dat die bene van yster is natuurlik die Romeinse keizermag, the Byzantine Empire and the other empire, the two empires of Rome, right? From which Rome was reigned over. And then the iron becomes iron and clay in the feet. Right? So I wanna make something very clear. When the Bible says that a rock that was hewn out of, not out of human hands, struck the statue and destroyed it until it became chaff on the wind, right? Waar slaan daai klip die voete, die standbeeld? Hy slaan hom aan sy voete van yster en klei. En as ons nou moet gaan kyk na die eerste kom van Christus, vind ons hom onder die twee keizermagte van, of die twee empires onder die keizermag van Rome, wat dan by die bene is. So, ek wil net noem, daar is baie mense wat wil verwys na daai klip as die eerste koms van Christus, waar hy, jy weet, die duiwel oorwin het deur sy dood en sy opstanding, waar hy sonde heeltemal geweerstaan het, waar hy gedoen het wat Adam nie kon doen nie. You know, there are teachings out there that say that the coming of Christ as a baby, the word in flesh from the virgin birth of Mary, ons het 10 minute oor, broeder, hoor. Ons gaan moet toemaak nou. Was that stone. But the Bible doesn't place it chronologically in timeline by the legs. It places it by the feet. By the toes, by die uitwerking van die yster en klei.
So dis baie belangrik dat ons dit in ag moet neem om te sê maar die koms van Jesus en sy opvaarding was onder die bene van yster. En dit kan nie na die voete toe oorgeskuif wees nie. So ons praat nou spesifiek van die wederkoms van Christus. When we speak about his advent. Ja. Kyk, ek dink om sin te maak van die kronologie, moet jy Daniel 7 ook in ag neem. Ons sal daarby uitkom. Maar as ek net vinnig kan noem, die beeld eindig by 10 tone. Ja. Maar Daniel 7 sê dat daar is 'n klein horingkie wat uitkom. Ja. Nadat die 10 horings opgekom het. So ons kom agter dat Daniel 7 brei uit oor wat in Daniel 2 gebeur. Want die voete eindig net by 10 tone. Maar Daniel 7 sê na hulle kom daar enetjie uit. En dan het hy 'n karier en dan eindig sy karier as Jesus terugkom. Ja, as wanneer daai klip die voete slaan. My punt wat ek maak is net, ek wil net die gelyk trek tussen die pre-tribulation rapture en die wederkoms van Christus geskiedkundig kyk. Uit die regte interpretasiemethodes. Ons praat nog steeds van die wederkoms van Christus, ons gaan net kyk oor waar in daai tydlyn gebeur dit. Ja. Jy sê wel, dit is wat dit moeilik maak, want daar word onderskeid getref tussen die sigbare wederkoms en dan 'n geheime koms, of 'n stille koms. Ek sê dit dalk nou nie met die regte woorde nie, maar 1 of 2 fases. 2 fases, nie 1 of 2 nie, 2 fases, ekskuus. Die eerste fase, voor die verdrukkingstydperk, wat in stilte gebeur, of in 'n geheim gebeur, en dan het jy die ander ene wat sigbaar gebeur. Luister Pella, as dit is, soos hulle sê, wat ek nie in my hart glo nie, en die uitverkorenes verdwyn ewe skielik, gaan dit nie geheimsinnig wees nie. Ja. Ek weet, as jy nou aan die pad loop, soos wat hulle nou in die video's, die volgende ding, let daar klere oral, daar's niks geheimsinnig aan dit nie. Dis rede kom. Ja, kyk, nou kom ons terug na die oorweging van die inligting wat ons tot dusver genoem het. As die teehouer wat geleer word, die Heilige Gees in die kerk is wat weggevoer moet word, voor die verdrukking, dit moet wees, dan vra ons onsself die vraag, hoe kon die vroeë kerkvaders dit geglo het, as hulle pertinent en prominent gesê en geleer het, dat dit is die val van die Romeinse keizermag. Ja. Jy hoort ek sê, so hier vind ons en dis wat ek noem hermeneutiese feite. Jy vind feite wat oor baie jare heen aanvaar is en bevestig is en geselfhebbend is en dit stem ooreen met die konteks van 2 Thessalonicense 2, dit stem ooreen met die profetiese konteks, literêre konteks, skrywer konteks en is beproef, dan moet jy jouself die vraag vra, maar hoe op die aarde kan dit dan wees dat daai inligting net nie aanvaar word? Maar dit is wat ek in die begin van ons video vir jou gevra het, Rolf, is hoe kan doktore en professore en leraars en eskatoloë en teoloë sulke prominente informasie, bewyse en beproefde metodes verwerp? Ek sê, hulle moet dit vir hulle self antwoord. Maar as ek feite vind, my broeder, soos hierdie feite, en ek weeg dit op teenoor die aanhalings van die ander kantse feite, en dit weeg vir my swaarder, dan hou ek by wat die feite is. Ja. Want ek reken en ek redeneer met myself as volg, ek glo daarom, dis nie net ek en myself nie, maar ek glo die Heilige Gees leer my hierdie dinge, soos die skrif vir ons duidelik sê. As ek hierdie feite aanvaar, en ek pas dit toe op die kronologie, dan kan dit nie die kerk wees wat weggevoer word. Nee, kan nie, onmoontlik. En as ek dan gelabel word as 'n valse profeet of 'n valse leraar, dan sê mense per implikasie, al daai name wat ek nou genoem het, is valse leraars gewees. Die kerkvaders is valse leraars. Dis by implikasie, dis wat hulle sê. By implikasie. Maar hulle weet dit nie, want hulle het nie geweet hierdie manne en dit gesê nie. En dan per implikasie, as jy hom verder terugvat, die apostoliese oorlewering is nie reg gewees nie.
En dan as jy hom nou nog verder terugvat, Ja. wat ek glad nie wil doen nie. Ja, dit word Dan begin rof. ons Dit dus- word Ja. that's borderline blasphemy. Ja, jy kan daartoe gaan, maar die ding is ek wil nie hê, ek glo nie mense doen dit opsetlik. Nee. En Mense mag Dis dit dalk doen baie met voorbedachte rade, Rudolf, en ons gaan daarby uitkom wanneer ons Daniel bestudeer. Dan sal die kykers sien hoekom ek ook sê dat daar is manne wat weet wat hulle doen het as prus. Want daar is 'n agenda. Daar's 'n agenda om die liggaam van Christus te verlei. Want dit is die werk van die duiwel. Dit is wat hy doen. is dit nie wat 2 Tessalonisense 2 sê nie? Ek meen hy sê en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wie se koms is volgens die Werke van werking Satan. van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Nou ja. So dan daar is pas 'n dit agenda. alles mos nou mooi in, man. Wat is die agenda? Daar's 'n agenda. Dit doen. En wat is die agenda? Die agenda is om die kinders van die Here te verlei sodat hulle nie die ewigheid sal ingaan nie. Ek sou sê die agenda is om hulle wat die waarheid nie wou glo nie te verlei. Dit is gegewe, 2 Tessalonisense 2 sê so, in die eerste plek, en in die tweede plek om oorlog te voer teen die heiliges, wat uit die aard van die saak nie gesien word as, die een sien dit as die kerk, en die ander een sien dit as net Israel. Ja, En dis nou daar- as iemand hulle die waarheid vertel, Rudolf. Wie? Die kinders van die Here. Want nie almal van hulle hoor die waarheid nie. Ja, jy kry vandag nie almal in die kerk wat Christelik is en lyk is kinders van God en weergebore nie. So daai groep mense wat Christelik lyk en Christelik is, en hulle wat buitekant is, dit is die mense wat deur die evangelie bereik moet word. Maar dis ook nou word en ek sê dit alweer en ek bly dit sê en ek sal dit aanhou sê. So die sendingveld is nou binne in die kerk. In die lig van hierdie gedagtes is die sendingveld ook in die kerk. Ja. Daar sê. Definitief. Die sendingveld is dan ook binne in die kerk. Is dit nie snaaks hoe as 'n mens by sekere kerke uitstap, dan staan daar bo die deur 'n plakkaatjie, jy betree nou die sendingveld nie, terwyl jy die hele tyd in die sendingveld was. Hulle moet eintlik daai bordjie aan die ander kant van die deur sit. Hy's aan die verkeerde kant. Hy's aan die binnekant. Hy moet eintlik aan die buitekant wees, soos wat jy deure instap, dan staan daar jy betree nou die sendingveld. Ja, kyk, dit is so, en ongelukkig is daar die verwagting dat as jy na 'n kerk kyk, dan verwag jy dat almal daar binne moet gered wees, want is 'n kerk. Hy is die grondslag en die pilaar van die waarheid. Maar nie die gebou nie. Die realiteit is, nee, nie die gebou nie. Die mense daar binne. Ek en jy die mense kerk. Alright. Ons maak ons harte stil. Onse Vader in die hemel, baie dankie vir die voorreg wat ons het om te kan praat oor die woord van God en dinge uit die geskiedenis uit en waarhede. En die gebed van my hart, Vader, is dat U naam verheerlik, soos wat ons die feite oorweeg, en dat die Heilige Gees ons lei om by die gesonde gevolgtrekkings en gesonde lering uit te kom. En Vader, ons bid vir elke persoon wat in verwarring is, dat U deur die feite vir hulle 'n rustigheid sal bring, en dat U naam alleenlik verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.